Dit is vandag waarlik die 8ste April 2026. My naam is Estie Geldenhuys en ek staan hier in my tuin met Psalm 17. Dankie Vader, dat ek u kan vra, gaan voor my uit. Mag u tuis bring by my en elkeen wat nooit na die boodskap sal luister, dit wat u wil hê, ons in die dae moet verstaan uit hierdie Psalm. Ek vra dit in die wonderbare naam van ons Messias, Yeshua Mashiach. Dankie. Halleluja, amen. Wie in hierdie Psalm vind ons 'n sterk soeke en selfs 'n argument oor wat reg is en wat verkeerd is. Reg teenoor verkeerd. Beland ek en jy nie ook dikwels op so 'n plek nie? Hoe maklik is dit dan om net saam met die stroom te gaan, die weg van die minste weerstand te volg? Weet jy, die wêreld soek nie noodwendig na God se geregtigheid nie. Ek en jy moet bid dat sy geregtigheid soos tweede natuur in ons sal wees, sodat ons oombliklik sal weet wanneer ons self ontspoor van geregtigheid na ongeregtigheid. Hoor hoe lees vers 1 van Psalm 17. Here, hoor 'n regverdige saak. Let op my smeking. Luister tog na my gebed met onbedrieglike lippe. Koning Dawid wil nie voor God lieg nie. Hy vra vir onbedrieglike lippe. Dan lys hy 'n paar dinge wat as 'n soort toets dien, waaraan hy sy eie regverdigheid meet. Vers 2. Laat my reg van u aangesig uitgaan. Laat u oë regverdig sien. Is dit nie iets wat ons ook gerus kan vra nie? Dat ons dit wat reg is in ons omstandighede sal raak sien. En dan bring koning Dawid iets soos herinnering in vers 3. U het my hart getoets, dit in die nag ondersoek. U het my gekeur, u vind niks. Wat ek ook dink, my mond oortree nie. En nou lys koning Dawid 'n paar dinge. Vers 4. Aangaande die handelinge van die mens, die eerste punt wat hy noem. Ek het deur die woord van u lippe die paaie van die geweldenaar vermy. Kan ek en jy dit ook sê? Dink 'n bietjie daaroor. Vers 5, noem hy die tweede ding. My gange het vasgehou aan u spore. Wat 'n mooi ding om te kan sê. Kom ons bid daaroor, dink daaroor, is dit vir my en jou ook waar? Die derde ding wat koning Dawid noem. My voetstappe het nie gewankel nie. Op grond van hierdie dinge wil hy dan sê, vers 6. Ek roep u aan, want u verhoor my, o God. Neig u oor tot my, luister na my woord. Maak u gunsbewyse wonderbaar, o Verlosser, van die wat by u regterhand skuil vir teestanders. En dan kom koning Dawid met 'n besondere versoek. Vers 8. Bewaar my soos 'n oogappel. Sonder 'n oogappel, geen sig nie. Verberg my in die skaduwee van u vleuels. Nou maar waarteen soek koning Dawid hierdie beskerming? Vers 9. Teen die goddelose wat my geweld aandoen, my doodsvyande wat my omring. Hulle het hul gevoel afgesluit, met hul mond spreek hulle hoogmoedig. Vers 11. Nou het hulle ons in ons gang omsingel. Hulle rig hul oë daarop om ons op die grond uit te strek. Hy, die vyand van koning Dawid, is soos 'n leeu wat begeerig is om te verskeur, en soos 'n jong leeu wat in skuilplekke klaar lê. Daarom roep koning Dawid uit in vers 13, staan op, Here, gaan hom tegemoet. Let op, koning Dawid gaan nie self nie.
Hy vra dat Vader God voor hom sal uitgaan en met sy vyand sal klaarmaak. Werp hom neer. Red my van die goddelose met u swaard, met u hand van die manne, o Here. Van die manne wie se deel in die lewe uit die wêreld is, en wie se buik u vul met 'n verborgde skat. Wie se seuns daarvan nog sat is, wat weer hul oorskot aan hulle kinders laat oorbly. Vers 15. Maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou. Ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. Wat 'n kosbare gedagte. Ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou. Ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. Hoor hoe lees vers 14 en 15 in the Passion Translation. Throw them down to the ground. Those who live for only this life on earth. Thrust them out of their prosperity and into their portion in eternity, leaving their wealth and wickedness behind. Verse 15. As for me, because I am innocent, I will see your face until I see you for who you really are. Then I will awaken with your form and be fully satisfied, fulfilled in the revelation of your glory in me. Wow, dit was die Passion Translation. 'n Paar gedagtes, dink na oor koning Dawid se versoeke. Staan op, Here. Tree asseblief toe tot hierdie geveg. 'n Tweede een. Hy vra dat Vader God sy vyand sal tegemoet gaan om hom neer te werp. En in die derde plek ook, red my van die swaard van die goddelose. Dan sluit koning Dawid af met 'n interessante vergelyking. Let op dit wat hy lees in vers 14. Die buik van sy vyand word gevul met verborgde skatte. Hulle seuns word daarvan sat. Al wat van hulle agterbly vir hulle kinders is hulle oorskot. Daarteenoor, volgens vers 15, weet koning Dawid dat hy die aangesig van die Almagtige in geregtigheid sal aanskou. Dat hy, wanneer hy wakker word, versadig sal word van die beeld van die Almagtige. Wat 'n wonderlike gedagte. Versadig word van die beeld van die Almagtige. Weet jy, nie een van ons se lewe is sonder binnengevegte nie. Die vraag is, wat maak ons daarmee? Veg ons self terug? Of het ons ook reeds soos koning Dawid geleer, wanneer, om wat, eenvoudig, vir ons Vader te gee? Hoe reageer ek en jy op binnengevegte? Onthou om altyd eers te bid, voordat ons sommer net optree. En kom ons tree dan op, in afhanklikheid van ons Vader. Vader, dankie. Dankie vir hierdie kosbare psalm. Mag elkeen van ons dit leer by koning Dawid. Dat U die geveg vir ons sal veg. Dat ons nie nodig het, nooit nodig het, in hierdie lewe, om onsself reg of goed genoeg of te bewys nie. Leer ons dit, Vader. Ons is goed genoeg in U. En solank ons in U skuil, sal ons daardie plek ken. Help ons om te leer wat dit vra, om waaragtig in alle omstandighede in U te skuil. Leer ons dit asseblief, Vader. Halleluja, amen.